Interessant. Baie interessant. En lekker ook. Ja. Ja, dat is so funny. Hallo daar! Weet julle wat is so funny, nee? As jou ma vir jou pap in 'n bakkie skep en die bakkie ry weg. Dat is so snaaks. Ja. Maar weet julle wat ek eintlik probeer doen? Ek probeer kyk hoeveel eetlepels dit vat om al hierdie pap op te eet. En sover is ek op 2 of 3 of 5. Ek is seker nie. Maar in elk geval, welkom terug by Professor Grapias se lewe. Nou vanoggend, toe ek gebreakfast het ek eers my melk ingegooi en toe my pap, melk kom altyd eerste. Maar soos wat ek my melk en my pap ingooi, kyk ek na die melk en ek dink by myself, kan ek melk in 'n science eksperiment verander? Wat van? Nee. Wat as melk kleure soos die kleur rooi of die kleur blou of die kleur pink? Wat van as melk kleure kon rond beweeg? Weet jy wat? Kom ons kyk wat ons kan doen. Okay, so kom ons kry eers hierdie babakkie. Wag. Kom ons kry hom eers uit die pad uit. Okay, ons sit hom hier so ver weg waar hy nie in die pad is en dan kyk ons of kos wat is in my. Agtertas, my Professor Grapias tas. Okay, ons maak hom oop. En dan kyk ons, so het 'n bord, en ons het melk, en ons het dit, en ons het dit. Het is pink kleersel, en ons het rooi kleersel, en ons het blou kleersel. Okay, so ver het ons al die regte bestanddele op benodigdhede wat ek net wil doen. Okay, en dan het ons vat nou mens nou hierdie dingetjie nou weer. Dit is 'n trippel dingetjie. Hy maak trippels, okay. Ons sit hom daar en dan het ons 'n watta. 'n watta wat seep op het. Seep. Ek dink ek moet 'n bietjie my venster skoon maak hierso. Dis waar vir seep mos is, nee, daar's sy. Okay. Ons maak hom toe. Okay, so ons het 'n bord hierso met melk en daar is melk. Ons het 'n bord hier met melk en lekker heerlike breakfast melk. Ons het 'n bord met melk en dan het ons verskillende kleure. Kom ons begin met blou. Wie hou van blou? Ek hou van blou. My gunsteling kleur is blou. Kan jy dit vertel? Okay, so ons het blou. Ons maak hom oop. Vat 'n bietjie blou, druppeltjie daarso, 'n druppeltjie daarso, 'n druppeltjie daarso, 'n bietjie daar sy. Daar sy. Okay. En dan vat ons 'n bietjie rooi, 'n druppeltjie daarso, 'n druppeltjie daarso, 'n druppeltjie daarso, 'n druppeltjie daarso, 'n druppeltjie daarso. En dan vat ons pink. Wie hou van pink? Ek hou nie so. Pink is mooi, maar dit is nie my gunsteling nie. Wat is my gunsteling kleur? Blou is my gunsteling kleur. Is dit blou jou gunsteling? Blou is my gunsteling kleur. Okay, kom ons kyk. Ons vat so 'n bietjie pink. 'n druppeltjie daarso. 'n druppeltjie daarso. 'n druppeltjie daarso. 'n druppeltjie daarso. 'n druppeltjie daarso, 'n druppeltjie daarso. 'n druppeltjie daarso. Wow! Kyk hoe mooi lyk dit. Kyk net hoe beautiful lyk dit. Maar niks gebeur nie. Dit sit net daar en doen niks nie. Nee, maar wag. Stop. Okay, stop die lorry.
Die eksperiment is nog nie klaar nie. Wat is, daar is iets wat ons gemis het. Oh, yes! Ja. Dis hierdie watte. Hierdie snaakse watte met seep op. Is hy skoon? Okay. Hierdie snaakse watte met seep op. Ek het gevoel. Hierdie watte gaan 'n groot verskil maak. Hy gaan iets interessants doen. Is jy reg? Kyk mooi. Wow! Het julle dit gesien? Dit is so mooi, dit lyk amper soos klein, kleurvolle vuurwerke. En melk. En hy beweeg nog steeds rond. Wat? Nou, die laat my aan iets baie belangriks dink. Dis 2 Korintiërs, 1, 2, 3, 4, 20, 38. Ja, 2 Korintiërs 5 vers 17. 2 Korintiërs 5 vers 17. Sê gou saam met my. 2 Korintiërs 5 vers 17. Nog 'n keer. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. En kyk, dit is alles weer nuut. Wanneer ons Jesus noem binne in ons harte te kom woon, begin hy dinge te verander. En soms sien ons dit nie dadelik nie, maar Jesus begin dinge binne in ons rond te skuif. Hy help ons om vriendeliker te wees, ander te vergewe, die regte dinge te kies en om meer soos hom te leef. Net soos hierdie melk wat stil hier gelê het, totdat iets ingekom het en alles begin beweeg het. Net so begin Jesus in ons harte werk, wanneer ons hom begin volg. So onthou, wanneer Jesus in jou kom woon, verander dinge. En dit is 'n slegte verandering nie, dit is 'n goeie verandering. So, nooi Jesus in jou hartjie en laat hy in jou hartjie kom woon. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, dankie dat U in ons harte wil kom woon. Help ons om U liefde te deel en te doen wat reg is. Maak ons harte vol vreugde en vrede. Ek bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Tot volgende keer. Bye bye maats.